God se woord moet met geloof verenig word om te kan werk. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Goeiemôre op hierdie Woensdagmôre. Vanmôre gesels ek met jou oor hierdie gedagte. Die teenwerker. 1 Tessalonisense 2 vers 13, ek praat so 'n bietjie hierdie week of 'n gedeelte van hierdie week, ek sal sien 'n bietjie daar uit Tessalonisense en jy kan dit 'n bietjie gaan lees daar in Handelinge 17 en ook ek dink daar in Handelinge 20 word daar gepraat rondom Paulus se sendingreis spesifiek na die Tessalonisense. 1 Tessalonisense 2 vers 13, daarom dank ons God ook sonder ophou dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, sê Paulus, julle dit aangeneem het, nie as die woorde van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. God se woord wat werk in julle wat glo. Hoor jy wat ek hoor? Soos ons gister gesê het, gaan die gelowiges in Tessalonika deur geweldige vervolging en as gevolg daarvan deur versoeking van Satan om ongelowig te word. Hulle geloof in Jesus Christus word aangeval. En daar is 'n moontlikheid, met ander woorde, dat sommiges afvallig kan word van die geloof as gevolg van die werking van die sielsvyand en die demoniese aanslag deur mense. So, daar is 'n onsienlike aan die mens se binnekant deur die sielsvyand wanneer daar aanslag van buitekant is. Verstaan jy wat ek bedoel? Daar's aanslag van buitekant en dan werk die sielsvyand aan die binnekant van die mens. Eers kom die aanslag van die buite en dan begin die aanslag van binne. En dan moet daar 'n teenvoeter wees. Daar moet 'n teenwerker wees en dis waaroor ek gesels, wat die werking van die vyand kan teenwerk. En Paulus sê vir ons, wat is die teenwerker? Die teenwerker is God se woord aan jou binnekant. Ek wil hê jy moet dit raak sien vanoggend. God se woord wat deur geloof aanvaar en geglo word, ontvang en geglo word, is 'n onsigbare werking aan die gelowige se binnekant. Met ander woorde, die woord van God werk in die mens se siel en gees teen die werking van die vyand. En daar is geen twyfel nie. Kan ek vir jou vanmôre sê, Satan werk met duisternis en God werk met lig, want God se woord bring lig en lig verdring altyd duisternis. En vandag weet ek, maak nie saak wat die aanslag van die vyand is nie, in my gees is die woord van God gedeponeer, in jou gees is die woord van God gedeponeer, soos met die gelowiges in Tessalonika. En God se woord doen 'n goddelike werk aan jou binnekant, wat ek nie kan sien nie, en wat ek ook nie kan voel nie. Kind van die Here, sal ons ooit kan verstaan wat is die werking van God se woord aan die mens, as ons dit net kan glo. So vandag wil ek vir jou sê, maak jy vandag soos die Tessalonisense, die Tessalonika gelowiges, ontvang die woord eerste, glo dit, en laat God se woord werk in jou binneste. Want dis wat Paulus sê. Hy sê dit werk in die gelowiges, in die een wat glo. Dis 'n werking, dis lewendig en dit's kragtig, soos die Hebreërs sê. En dit leer, dit weerlê, dit wys tereg, dit rig ons, dit onderrig ons, soos wat Paulus vir Timoteus gesê het. So vanmôre wil ek jou met 'n gebed wegstuur en ek vra Here, en ek bely dit vanoggend, ek ontvang u woord. Dankie dat u woord in ons werk. O Here, laat u woord die duisternis in ons harte verdryf, die duisternis van ongeloof en haat en bitterheid, tweedrag, verslawing, kommer, en wat dit ook al mag wees. Here, bring lig deur u woord, bid ons in Jesus naam. Amen.